Nou, ons het so ruk terug toe het ons vir julle gesê dat kom nagmaaldienste, verander ons bietjie tempo. So ons gaan nie vanoggend aangaan met ons studie in Romeine nie. Vanoggend begin ons en ek wil bietjie met julle hart deel oor iets spesifiek. Nou, ek moet wel sê, daar's 'n paar goed wat ek as sê goed gewoonlik doen in 'n algemene conversation. Vanoggend was ek weer gesê ek is witty. So ek het altyd een of ander comeback. My broer was groter en sterker as ek, so ek kon hom nie geslaan en geboelie het nie. As hy my geslaan en geboelie het, al wat ek gehad het is om net ek het hom net heeltyd getune. Okay, net woorde. Dis wat dit is en dis hoe dit is hoe ek myself beskerm het en as gevolg van dit het ek altyd iets om te sê. En saam met dit beteken ons baie keer sê goed wat ek baie keer doen en dit maak dit net lekker en funny. En een van die goeters wat ek baie keer vir mense sê is jou lewe sal baie beter wees as jy besef ek is altyd reg. Dis basies dis wat jy gaan doen. Jou lewe gaan baie anders wees. Jy gaan weet jou lewe gaan baie beter wees as jy besef ek is altyd reg. En ek sê dit vir die kinders ook. Ek leer dit nou vir hulle is klein. Ek vorm hulle nou. Weet net pappa is altyd reg. So dis basies wat gebeur. So is nou natuurlik 'n grap en ons sê dit tong in die kies. Maar as gevolg van dit, toe koop my ma op 'n stadium vir my so klein boekie en hy sê my list of things I was right about. So hierin kan ek nou 'n lysie gaan maak van alles waaroor ek reg is en as gevolg van dit hou ek dit daarin. Terwyl ek actually daarna kyk, besef ek hier's iemand wat se ligte aan is. Nommerplaat DAF 189 FS. DAF 189 FS. Maar ja, nou kyk nou hierdie lysie. En dan besef ek, okay, ek kan hom nou nie regtig gebruik nie, want as ek hom regtig gebruik, dan gaan ek baie arrogant wees, want dit is eintlik net 'n grappie. Maar so 2 maande terug, toe ek met julle gedeel, toe sê ek het besef, daar was een ding wat ek wel weet, en daar was iets wat in my hart geroer het, as ek sekere beginsels van die woord nie reg verstaan het nie, en so 2 maande terug, toe doen ek 'n preek met die naam 1 stap nie 2 nie. En dit het gegaan oor die feit dat ek besef dat partykeer maak ons die besluit om te kies, en dan te dink, 'n tweede stappie is om te volg, Jesus te volg. Ek kies Jesus en dan volg ek Jesus. En toe het ek gesê, dit gaan nie vir ons oor 2 stappe nie. Daai keuse is om Jesus te volg. Wat beteken die dag as ek Jesus kies, is die dag wat ek hom volg met alles wat in my is. En dit was 'n hele gesprek geweest, en as jy wil, kan jy op YouTube gaan kyk na die preek. En dan die tweede ding wat ek wel besef en baie keer vir mense sê, en van die sê goeters, nou die van julle wat in daai preek was, begin nervus raak as ek rondloop met 'n Bybel. So dis die een van daai illustrasies nie. Maar een van die goeters wat ek wel besef en partykeer vir mense sê, is dat ek dink uit hierdie boek uit verstaan ek dalk 5%. Nou, ek sê 5% en is nie 'n letterlike 5% nie. Ek het nou nie op gaan deel en gaan bladsye tel en gaan kyk wat ek verstaan nie. Maar een ding wat ek wel weet is as ek na my kennis gaan kyk en wat ek verstaan van die woord, weet ek dis bitter min. Soveel soos ek al gepreek het en soveel soos ek in hierdie boek al tyd spandeer het, voel ek nog steeds dat ek nog nie eens 'n fraksie ontdek van wat eintlik hier binne aangaan nie. En as gevolg van dit moet ek vanoggend weer vir julle sê ek was weer verkeerd gewees. Nie oor daai preek, nie oor iets heeltemal anderste. Nou as ek so aanhou en ek vir dit almal vir publiek verklaar, kan ek nie meer altyd vir mense sê ek is altyd reg nie. Want op een of ander rede is ek nou besig om konstant te confess oor goeders wat ek verkeerd oor is. En vanoggend wil ek weer met julle iets deel wat die woord my perspektief verander het. Want hier is die groot ding, ons het 'n prentjie partykeer oor hoe dit gaan en partykeer word ons prentjie gevorm oor sekere goeders, en wanneer ons na goed kyk, dan besluit ons, maar ek sien dit so, en alles moet daarin pas. Maar die oomblik wanneer ek en jy toelaat dat die woord ons gedagtes van verander, maak nie saak hoe lank jy die Here ken nie. Hoe meer jy tyd in die woord spandeer, hoe meer gaan jy moet verander. En jouself herinner, maar dalk was ek verkeerd gewees in hoe ek gedink het. Miskien was ek verkeerd gewees in wat ek verstaan het in hierdie proses. Maar voordat ek vir jou sê waaroor ek verkeerd is, moet ons eers 'n bietjie backtrack en vir jou konteks gee. Nou as ek vir jou sê, wat as ek vir my en vir jou wil konteks gee, moet ons begin met die vraag, hoe definieer ons kerk? Soos ek vir jou vra, wat is die definisie? Wat is kerk? Dan gaan ek en jy baie maklik kan sê, nommer 1, ons weet, dis nie 'n gebou nie. Nou, dis reg, en dit is so. Want die kerk is nie 'n gebou nie. En ons het dit al konstant vir jou gesê, dat ek en jy wil weet, as ons wel die kerk wil definieer, dan sit ons dit op soos volg, dit is waar gelowiges bymekaar kom,
om God te verheerlik. Dis kerk. Stem jy saam? Dis die waarheid, dis die realiteit. Kerk is nie 'n gebou nie. Kerk is waar gelowiges bymekaar kom om God te verheerlik. Maar nou, as ek en jy vir onsself gaan vra, hoe kritiseer ons hierdie kerk? So as ek en jy die kerk, die Engels sal sê scrutinize. As ek en jy die kerk wil kritiseer, wat is die punte waarop, en ek sou nie sê kritiseer net noodwendig in 'n negatiewe punt nie, maar kom ons sê jy kan selfs die woord wil gebruik, evalueer. As ek en jy die kerk wil evalueer of kritiseer, wat is gewoonlik die punte wat ons gewoonlik gebruik om juist dit te doen? En ek gaan dit vir jou so een vir een van die goeters doen. En jy kan nou bo of waar, en dalk het jy baie lank al in lighuis gesit en jy doen dit nie meer nie, maar ek kan jou beloof dat die oomblik wanneer jy 'n kerk soek, is hierdie die lys van goeters wat ons gewoonlik deurgaan. En hoe ook al jou redenasie is, dis meeste van die tyd wat hier plaasvind. So die eerste ene waarna ons gaan kyk, is die fasiliteite. So gewoonlik stap jy in by 'n plek en jy vra jouself, hoe lyk hierdie plek? En dalk is jy iemand wat pynlik netjies is by jou huis, en so jy stap in en jy wil kyk of die gras gesny is, en jy wil kyk of die onderhoud gedoen is, en of alles op datum is, en jy het nie gewoonlik regtig waar, jy sien gras wat gesny is, en jy dink nie moontlik is die grasnyer gesny, of het vir 2 weke lank gereën, en ons kan nie gras sny nie. Ons gaan stap gewoonlik in, en jy vra jouself, hoe lyk die fasiliteite? Word daar onderhoud gedoen? Jy kyk na die plek en fisies, hoe laat dit jou voel as jy instap? Volgende ding waarna ons gaan kyk is, ons vat musiek, ons kritiseer die musiek, en ons vra onsself die vraag maar, hoe klink dit? As ons sê, hier's mense hier voor, het hulle my frustreer? Was die drummer op pitch gewees? Het die drummer die regte plekke geslaan? Was die ou wat gesing het op die regte noot gewees? Het dit oor die algemeen goed geklink? Was dit te hard? Was dit te sag? Was dit te lewendig? Was dit te gevrek? Wat was die geval gewees? En dan die vraag rondom musiek is, hoe het dit my laat voel? Dis gewoonlik. En ons weet ons moenie, ons het al baie preke gehoor dat ons moenie, maar dis die realiteit. As ek en jy by 'n nuwe kerk instap, dis wat ons gewoonlik dink en vra en wonder en evalueer en kritiseer. Volgende ding wat ons gewoonlik vra ons is rondom mense. So, hoeveel personeel is daar so, hoeveel programme het hulle, hoeveel mense kom op 'n Sondag kerk toe, en is hierdie groep mense wat kerk toe kom, is dit net ou mense, is dit net jong mense, wat is die groep mense wat hier gaan kom? Dis basies die vraag, wat se programme het hulle? Het hulle iets wat hulle spesifiek vir ons kinders doen? Het hulle iets vir die ouer mense? Het hulle ietsie wat hulle my kan kom besoek? Het hulle ernstig, wat is die tipiese goeders wat hulle in plek gaan sit rondom dit? En dan die volgende ding is rondom geld. Nou, die kerk moet 'n baie fyn lyn loop tussen 'n mens wil sien dat die kerk wel geld spandeer en ietsie doen hier en daar, maar dit moet nie te veel wees nie, want as hulle te veel het, dan gee ons nie ons geldjies nie. En hulle mag vra vir geld, maar hulle moet nie te hard druk nie, want hierdie ouens is konstant besig om te vra vir geld. En nou, ek weet, oor die algemeen sê kerkstatistiek, dat meeste mense wat in jou kerk sit, net 20% het 'n finansiële bydrae tot jou kerk toe, waarvan 5% actually 'n tiende gee, waarvan die ander 15% net ietsie gee, en 80% het geen bydrae tot die kerk se finansies nie, maar finansies is daai baie fyn balans, want as jy te veel praat oor geld, is ek hier uit. As jy te veel spandeer, is ek hier uit. En as jy nou nie spandeer nie, of jy praat nooit oor geld nie, is 'n armsalige kerk. Sien julle daai fyn balans? En dis wat gebeur. Finansies is een van die goeders waarna ons gaan kyk. Die volgende ding waarna ons kyk is media. Ons kyk na spesifiek, hoe lyk die PowerPoints, is daar spelfout? Hulle het weer 'n spelfout daar in die ding ingewerk. Nou kan ek net vir jou sê, Jean kan nie spel nie. Hulle het my nie aangestel vir spelling nie. Daar's 'n rede dat jy nie 'n gemeente briefie kry elke maand nie, want ek's nie baie goed met lees of skryf nie. Maar vir wat dit werd is, media speel 'n groot rol. Hoe gebruik 'n mens media? Hoe lyk ons afkondigings? Hoe lyk die goedes wat ons op die skerm sit? Dit speel 'n rol. Dan die volgende ding waarna ons gaan kyk is die preek. En wanneer ons die preek gaan vra, is die preek, veral as jy kom by 'n nuwe plek, is die preek in lyn met wat ek glo? Dink nou gou, die eerste keer toe jy weer by 'n nuwe plek was, of 'n nuwe kerk was, of 'n ernstige, of as jy op vakansie is en jy gaan stap by 'n vreemde plek in, die eerste ding waar ons almal wonder is hierdie ou besig met een of ander snaakse leer? En as gevolg van dit, vra ek myself, is hierdie ou in lyn met wat ek glo? So ek word die baar oor hoe ons die preek gaan definieer, en dan gaan ek myself vra, kan ek die preek volg? Maak dit vir my sin? Kan ek dit verstaan? As ek Engels is, praat die ou brak Pan-Afrikaans.
Is dit okay? Kan ek verstaan? En dan gaan jy gaan jouself vra, kan ek hierdie preek toepas? En nie dat jy dit gaan toepas nie. Jy wil net weet dat as jy moontlik effort sou wou insit, sal jy hierdie kan toepas. Is min of meer dit. En dan gaan jy vir jouself vra, hoe dit my laat voel, toe ek uitgestap het. En so hierdie word vir my en vir jou tipies goeters waarna ek en jy gaan kyk wanneer ons gaan kyk na 'n kerk. Hoe kritiseer ons of evalueer ons 'n kerk? En dan vra ek jou weer, wat is die definisie van kerk? En ek sê vir jou, ewe skielik besef ons dat baie van daai goeters is gebaseer op wat vanoggend in hierdie gebou plaasvind. So alhoewel ons weet dat wat 'n kerk definieer, is gelowiges wat by mekaar kom, weet ek dat jy bepaal of jy Sondag hiernatoe gaan kom, gebaseer op wat hier by die gebou plaasvind. Nou hoekom sê ek dit vir jou? Ek sê dit vir jou om vir jou te sê dat jy moet verstaan dat ons kultuur het ons beïnvloed oor hoe kyk ons na kerk. Hoe definieer ons kerk? Hoe kritiseer of evalueer ons kerk? Of al hierdie goeders mooi in plek val. Of ons musiek in my styl val en in my kapasiteit val. Of die preek van so 'n aard is dat dit my 'n goeie of 'n gevoel gegee het wat ek nader aan die Here is. Dis al hierdie goeders wat vir my op 'n plek kom om kerk te definieer. En dit is gebaseer op ons kultuur. Dit is gebaseer op wat jou omgewing is, gebaseer op wat ek en jy as 'n groep mense begin as belangrik ag. Nou moet ek wel sê, ek het nou al baie met mense gepraat en ek het baie keer al vir mense gevra, dink jy val onder groepsdruk? En ek kan vir jou sê, 95 tot 99% van die kere sê ouens, nee, ek groepsdruk? Nee. En tog as ek begin vra en ek sê, okay, so kom ek vra vir jou so, sou jy anders te opgetree het tussen jou pelle? Sou jy anders te gewees het as jou pelle nie daar was nie? En skielik moet jy, miskien dalk so bietjie, En dan besef ons, groepsdruk en kultuur speel 'n rol in hoe ons optree. Nou ek moet vir jou hierdie sê, om juis vir jou te sê, dat dit bring vir my tot op die punt toe waar ek verkeerd was. Sien man, waar ek verkeerd was, is hoe ons kyk na kerklidmaatskap. Lidmaatskap, die gewone, ek is nou by 'n kerk en ek word nou 'n lidmaat van die gemeente. En ek wil vir jou sê, vandag besef ek, dat ek was absoluut beïnvloed deur die kultuur in terme van lidmaatskap en ek het nie toegelaat dat die Bybel vir my vorm in terme van lidmaatskap nie. Nou dit voel vreemd, Jean, hoekom doen jy 'n preek oor lidmaatskap? Skien meer mense vir by die kerk is. Kom ek gee vir jou 'n idee. As ek en jy moet verstaan, as ons kyk na die konsep van lidmaatskap, as ek en jy onsself die vraag gaan vra, wat is lidmaatskap? Dan het ek altyd vir jou gesê, weet jy wat, lidmaatskap vir party kerke, jy kan byvoorbeeld nie nagmaal hê as jy nie 'n lidmaat is nie. Jy kan nie, alhoewel daar is meestal baba doop, jy kan nie jou baba laat doop as jy nie 'n lidmaat is nie. Jy kan sekere goedes net nie doen as jy nie 'n lidmaat is nie. En by Lighuis is dit nie die geval nie. As jy hier so is en jy kom kuier vir die eerste keer en jy ken Jesus en jy verstaan waar die nagmaal gaan, gebruik nagmaal saam met ons. Leer jou kinders hoekom gebruik ons nagmaal. As jy hiernatoe kom en jy wil gedoop word en jy is nie 'n lidmaat nie, kom, ek wil jou doop. Dis my opgewonde, ek like dit om dit te doen. Ek sê jou kind toewy. Ek love dit. Of jy 'n lidmaat is of nie, ek sê jou begrawe of jy 'n lidmaat is of nie. Ek gaan jou glad nie anders te hanteer of jy 10 miljoen rand elke maand in Lighuis inspandeer nie. Vir die van julle wat voel gelei en 10 miljoen rand elke maand, asseblief keer dit. Maar ek gaan jou nie anders te hanteer as jy baie geld of min geld of niks geld gee nie. Ek gaan jou nie anders te hanteer nie. Want vir my, ek dink het ek grootendeels besef dat lidmaatskap, veral vanuit ons kultuur uit, is amper 'n club membership as enigiets anderste. So met ander woorde, ek kom en ek gaan kerk toe en ek evalueer die kerk oor die fasiliteite en die musiek en die media en die geld en al hierdie goedertjies en as hierdie ding nie vir my werk nie, dan skuif ek my membership na 'n ander plek toe. Dis okay. As hy iets sê of iets doen of iemand nie lekker iets is, wat gebeur as iemand my aanvat? Nee, ander kerk, klaar. Nee, hier gaan ek nie bly nie. Nee? Dis tipies. Dis wat jy doen by jou golfklub. As jy instap en jy sien die gras word nie gesny, alhoewel daar's nie baie opsies en welkom in die Goudveld. Weet nog,
Daar is 2 golfbane. So vir wat dit werd is, ek meen maar gewoonlik, ek meen as jy by 'n plek is en daar's opsies en jy stap in en jy besef die ouens gee nie vir jou diens nie. Jesus, die platteland het my frustreer. Ek kom uit Benoni uit. Nou Benoni is so kom as wat dit kan wees, kan ek vir jou sê dis Joburg en daar is alles. En dan kom jy in die platteland, o nee, skus, daar's nie voorraad nie, volgende week. As ek net, of jy stap in en almal sit net. Dit lyk asof hulle almal begrafnis hou. Niemand wil jou help nie. En dan voel ek net, kan ek net omdraai en na 'n ander plek toe stap. Maar daar is nie ander plekke nie, so hier in Goudveld waar jy ons nie. Maar vir wat dit werd is, jy doen met kerke. Jy stap in en as iets nie vir jou lekker inpas met wat jy voel en wat jy glo en wat jy dink moet dit wees nie, dan besluit ek, kom ek gaan na 'n ander plek toe. En as gevolg van dit, moet ek wel sê, sleep ek my voete met ons nuwe lidmaatskap goed. Nie omdat ek nie julle like nie, julle is baie cute, julle is almal oulik, almal mooi opgepolish en goeders, julle is baie oulik, maar die konsep daarvan, het ek net myself gevra, wat is die doel daarvan? Ek meen frankly, vir al jou jonger geslag, kan nie worry oor 'n sertifikaat nie, kan nie worry oor 'n database nie. Ek weet ons stuur in 'n geval nie van die kerk af 'n bulk SMS nie. Ons herinner jou nie van jou verjaarsdag nie. Daar's 'n ouderdom wat jy herinner moet word aan jou verjaarsdag en ons doen nie dit vir jou nie. En so ultimately dan word die vraag, maar wat is dan die use? Hoekom word jy dan 'n lidmaat van 'n gemeente? En dit is my perspektief. Ek kan onthou toe ek net begin het by Lighuis. Toe was daar seker, kyk, dit was chaos gewees. Vir my om alles net eers reg te kry, dis moeilik as jy eers by 'n gemeenteplek. Alles moet verander, maar van die mense se kant af mag niks verander nie. Want hierdie laaitie, Peter weet, hierdie kerk, ek kom al van 1902 af in hierdie kerk. En as hierdie laaitie enigiets verander, dan sal ek loop. En so ek moes seker maak dat in die onderkant verander alles, maar waar julle sit, het niks verander nie. En dit was chaos gewees in hierdie kant. En op 'n stadium moes ek moes net eers stop en by die nuwe lidmaatsel se verwerking van wat ons oor praat en wat die visie is en al die goeders. Moes daai goeders verwerk en dit het net heeltyd backseat gekry. Dat ek naderhand gehoor het dat mense skimmer en sê nee, jy kan nie by daai kerk 'n lidmaat word as jy nie R1000 betaal om 'n lidmaat te word nie. Nou dit sou amazing gewees het. Ons sou nogals baie meer ek sou dit meer gemaak het nou. Maar vir wat dit werd is, ek weet dit is die stories wat begin rondloop het en net bloot oor die feit dat ek dink nie ek het regtig myself gesien en wat is die waarde daarvan nie. En toe begin ek kyk na die woord en skielik toe verander my perspektief. Nou ek weet nie of ek vanoggend hierdie met jou moet deel nie. Want dit is nie noodwendig lekker goed om te hoor wat hierdie lidmaatskap eintlik van my en jou vereis nie. Nou moet ek wel vir jou sê, die konsep, nou sal ek klomp mense sê, maar Jean, lidmaatskap van 'n gemeente is glad nie in die Bybel nie. En ek stem met jou saam, want dit is so, die woord Bybel staan ook nie in die Bybel nie. Maar ultimately moet ons een ding verstaan wat ons wel weet. Is dat 1 Korintiërs 12 sê vir ons dat ons is deel van 'n liggaam. So noem hy die liggaam van Christus. So ons gaan nou by daai vers uitkom. Maar julle moet verstaan dat van die begin af, waar die kerk gevorm is, sien ons iets vreemd. Handelinge 1:15. Dan is dit Jesus wat totsiens sê vir sy disippels. Laaste gesprek met sy hemelvaart. En dan sien ons, daar's 120 mense in die boonste vertrek. En hierdie ouens wag vir die Heilige Gees. Nou vra ek vir jou, wie het daai mense getel? Hoekom was dit belangrik dat hierdie 120 ouens genoem moet word? Dan sien ons, Handelinge 2 vers 41. Dan sien jy Petrus het nou lank en staan met die ouens gepraat, lang preek gehad, en 3000 mense, en ek gaan dit vir julle lees hierso, Handelinge 2 vers 41, diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop en op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. Toegevoeg aan wat? As daar nie 'n ding is soos lidmaatskap nie, dit beteken jy is deel van iets, 'n groep mense is deel en 'n groep mense is nie deel nie. So ewe skielik, daar was 120 mense wat deel was en toe word daar 3000 mense bygevoeg. Jou nuwe lewende vertaling sal sê 3000 lede is by die kerk bygevoeg. As mense het bygekom, as mense wat nie deel is nie, en as daar mense wat deel is. Handelinge 4 vers 4.
Handelinge 4 vers 4 gebeur dieselfde ding. Hulle is besig om te gesels, besig met mense te praat en baie van die mense wat die toespraak gehoor het, het egter tot geloof gekom, sodat die getal manne tot ongeveer 5000 aangegroei het. So skielik het die kerk groter geword. Mense het bygekom. Nou jy kom nie by as niemand jou tel nie. As niemand jou deel maak nie, jy moet deel word van iets. En so ons sien van die begin af, sien ons dat daar was 'n vorm gewees. Nou, hulle het nie 'n database op 'n rekenaar gehad en 'n nuwe lidmaatstelsel soos wat ons gehad het nie, maar jy het deel geword van iets groter as net die algemene groep mense. En dan kom ons by 1 Korintiërs 12. En hier skryf Paulus vir my en vir jou vers 12. Hy sê die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam net een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam. Party van ons is Jode, ander Grieke, ander weer slawe en ander nog vry mense, maar ons almal is gedoop sodat ons nou in die liggaam van Christus is en ons is almal deel van een gees deurdrenk. So met ander woorde, ons is deel van een gees. Ons is nou skielik het ons nou saam geword, ons is nou een liggaam. En so die konsep van lidmaatskap is, dit beteken dit bring jou in iets groter in as jouself. Jy kan nou iemand wees wat 'n flouter is, jy flout van die kerk na daai kerk, na daai kerk, na daai kerk toe, maar die doel van lidmaatskap is dat jy inskakel by iets groter as jouself en ons noem hierdie die liggaam van Christus. Efesiërs sal dit noem die bruid van Christus. Ek en jy word iets, en dit is nie net hierdie gemeente nie, maar ons as gemeente vorm dan saam met ander gemeentes ook iets van deel van groter as die kerk van Suid-Afrika, die liggaam van Christus, en in Suid-Afrika vorm ons van iets groter internasionaal. En hierdie gaan ver oor kleur en taal en al hierdie goeders. Hierdie is gelowiges wat by mekaar kom om God te verheerlik. Nie members van 'n klub nie ouens wat by mekaar kom en ek het hierdie checklys van goedertjies wat alles moet mooi afloop en as dit nie afloop nie, gaan ek na 'n ander plek toe nie. Nee, jy word deel van iets groter as jouself. Maar nou as ek en jy deel is van hierdie ietsie wat groter is, moet jy verstaan dat hier gebeur nou iets wat nou nie lekker is nie. As jy deel is as 'n lidmaat of deel is in die liggaam van Christus. En hierdie is goed wat ek nou nog nie regtig, ek het die goed nog nooit toegepas en deel gemaak en ooit hierdie as belangrik geag, totdat die woord my op die voorkop geslaan het en gesê het, maar Jean, wat sê hierdie? En so as jy deel is van 'n liggaam, as jy 'n lidmaat is van Lighuis, bepaal dit dat daar dissipline toegepas word op jou. Smile ons, huil ons, kry ons 'n ander kerk wat dit nie weet nie. En ek kan dit vir jou wys, Matteus 18 vers 15. En weer eens, ons ken hierdie verse, dis nie dat dit vreemd is vir ons nie. Matteus 18 vers 15, hy sê, as jou broer teen jou sondig, moet jy hom teregwys waar julle twee alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. As hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 saam met jou, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke saak bevestig mag word. En as hy weier om na hulle te luister, sê dit vir die gemeente. En as hy ook weier om na die gemeente te luister, laat hy wees soos die heiden en die tollenaar. Harde woorde. Beteken, as iemand 'n issue het met jou en hy kom praat met jou en hy wil nie luister nie en hy bring iemand saam met jou en jy wil nog steeds nie luister nie, is hy supposed om jou na my toe te bring. En as jy nie na my wil luister of die bestuur wil luister nie, dan beteken ons gooi jou uit as 'n heiden en 'n tollenaar. Dis pretty much as jy nie weet wat 'n tollenaar, dis iemand wat vir SARS werk. Daar's dissipline wat kom saam met hierdie lidmaatskap. En dit is nie lekker om te hoor nie. En dan, weet julle wat gebeur? Hier, direk na daai vers, kom daai versie wat ons almal baie goed ken. Dis wat vir ons so altyd funny is. Ouens ken verse wat vir hulle baie mooi pas. Maar net hierna, dan sê hy,
Wat ook al julle oopsluit in die hemel sal oopgesluit wees op aarde. En wat ook al ontsluit sal wees in die hemel sal ontsluit wees op aarde. En waar 2 of meer bymekaar kom en vra wat ook al julle vra in my naam sal ek vir julle gee. Ons ken daai verse baie goed, maar ons vergeet om te sê dit gaan eintlik oor tug en dissipline voor 'n gemeente. Dit is hard om hierdie te hoor. Dis dissipline in die kerk. Nommer 2. Dit beteken jy kan geban of geskort word uit die kerk uit. Wat beteken? Jy moet eerder loop voordat ons jou uitskop. 1 Korintiërs 5. In Korintiërs 5 skryf Paulus aan die Korinte. Nou die Korinte was 'n interessante groep mense. Was skatryk mense gewees wat op in 'n stad gebly het wat 'n hawe gehad het. En as gevolg van die hawe wat op 'n deel van 'n handelsroete was, het daar baie fondse gekom na die stad toe. En mense het net geleef soos hulle gelus was. En dan sien jy hy kom en hy hanteer iets in 1 Korintiërs 5. Paulus skryf en hy sê 'n mens hoor werklik van onsedelikheid onder julle en dan 'n soort seksuele losbandigheid wat selfs nie onder die heidene geduld word nie, dat 'n man met sy vader se vrou saamleef. Die ou het baie van sy skoonma gehou. Baie van sy skoonma gehou. Nou kom jy en hy sê hierdie is nie eens heidene dink dis okay nie. Vers 2. Tog is julle steeds hoogmoedig. Moet julle nie eerder treur en toesien dat hy wat hierdie daad gepleeg het uit julle midde verwyder word nie. Skop hierdie ou uit. Dan gaan hy af verder en lees jy nou 1 Korintiërs 5. Nou kan jy sien Paulus is berul. Hy skryf, hy trap hierdie manne vas. En dan kom hy in vers 11 en dan sê hy, nou skryf ek aan julle. Nie om te gaan met iemand wat homself 'n gelowige noem nie, maar 'n hoerdeerder of 'n gierigaard is, of 'n afgodienaar, of 'n kwaadprater, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Waarom sou ek buitestanders beoordeel? Nou sê hy, ek worry nie nou oor buitestanders nie. Ouens wat buitekant in die wêreld is, ons verwag hierdie goeders van hulle. Moenie saam met hulle eet nie, maar ons verwag regtig dat hulle hierdie goeders doen. Dan sê hy hierso verder, in vers 13, God sal die buitestanders oordeel. Nou praat hy met julle en sê hy, verwyder die slegte mense uit julle midde uit. Wat beteken? As jy 'n lidmaat is, en hier gaan jy, trek jou tone terug. Trek net gou jou tone terug. Dit beteken, dat as ek by jou huis aankom, en as iets wat jy doen, wat nie in lyn is met die woord nie, dan beteken dit, ek kan jou uit ons midde uit verwyder. Veel vra nie meer kerk toe te kom nie. Dis nie lekker om te hoor nie. Ja, Jean, met daai lidmaatskap gaan ek definitief na 'n ander kerk toe. Ja. Maar dis wat die woord sê. En dis hoekom ek vir jou sê, in my konteks, was dit altyd gewees, wie gee om oor lidmaatskap? Maar tog as jy gaan kyk wat gebeur het met mense, die oomblik wanneer jy in is, dan word daar dissipline toegepas. En as jy nie die dissipline aanvaar in jou lewe nie, dan kon hulle jou letterlik geban het uit die kerk het, of jou uitgeskop het, geskort het. Die Engelse woord is excommunicate. Oorgee aan die duiwel. Hard. Dan sê hulle vir jou, okay, maar dan, terwyl jy nou deel van hierdie hele lidmaatskap is, nou ek gaan julle hierna opsie gee of jy nog 'n lidmaat van Lighuis wil wees. So julle is meer as welkom met die Exodus, jy sê maar. Hebreërs 13 vers 17. Dan sê hy vir ons hierso, wees gehoorsaam en onderdanig aan julle leiers, want hulle waak oor julle siele. So wees onderdanig aan die leiers, soos die kerk, ek en die bestuur, met jou gaan gesels, moet jy onderdanig wees. Nou, ons van julle wat nie eens onderdanig aan jou man of vrou wil wees nie. 1 Tessalonisense 5 vers 12. Maar ons vra julle broers om respek te betoon aan diegene wat ywerig onder julle werk en julle in die naam van die Here voortgaan en teregwys. Besef 'n mens nou, ewe skielik is daar mense wat nou suppose is
om jou aan te spreek in jou lewe. Nou soveel, wat ek dink die Bybel is baie erg om op lidmate se tone te trap op my tone ook. So nou sê hy vir my, Jean, maar jy moet verstaan, jy moet hierdie boodskap vir mense gee dat daar baie minder mense is wat deel word. Want jou vereiste is net so groot. Nou sê hy vir my, hy sê in Handelinge 20 vers 28, hy sê, pas julle self op en ook die hele kudde oor wie die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as die gemeente van God, want hy deur sy eie bloed verwerf het en jy moet hulle herderlik versorg. Wat beteken is dat as gemeente, as leier en bestuur, moet ons seker maak dat jy versorg is. 1 Petrus 5 vers 2, versorg soos herders die kudde van God in die midde, en hou toesig, nie uit plig nie, maar vrywillig in ooreenstemming met die wil van God, nie uit skandelike winsbejag nie, maar geesdriftig, nie baasspelerig oor hulle aan wie die Here in jou toevertrou het nie, maar as voorbeeld vir die kudde. So beteken versorg, maak seker dat ek 'n voorbeeld kan wees van julle. En dan kom hy daar einste Hebreërs 13, dan sê hy, luister na julle voorgangers en doen wat hulle aan julle opdra. Hulle taak is om te waak oor julle geestelike lewe, want hulle moet aan God verslag doen. Help hulle om met blydskap dit te kan doen en nie met 'n beswaarde gemoed nie. Wat beteken? Is eendag staan ek voor God en hy gaan vir my elke lidmaat voor my sit en hy sê, Jean, het jy hierdie lidmaat versorg? Het jy hierdie lidmaat versorg? Het jy hierdie lidmaat versorg? En ek gaan moet rekenskap gee vir dit. En skielik besef ek, die konsep van lidmaatskap lyk eintlik baie anderste as wat ons dit tot nou toe gedoen het. Nou moet ek jou net wel gemoedsrus gee. Ek het nie 'n cooking clue om hierdie uit te figure nou nie. So ek gaan nie môre by jou huis oppitch en nou sê, luister gou, kom ons gesels gou vinnig nie. Wat ek wel weet, daar's ander gemeentes wat vir jou om deel te word, as jy wil deel word van hulle gemeente, spandeer jy minimum 5 tot 6 ure saam met die persoon en hy kan besluit. Hy sal jou goedkeur of jy lidmaat word of nie. Nee, julle bly saam. Kan nie lidmaat word nie, sorry. Nee, julle mag nie. Julle kinders is ongehoorsaam. Dis hard. Dis hard. Nee, jy kan nie. Mense praat van jou besigheid, jy sit geldjies onder die tafel neer. En dis die realiteit, as ons besef, dat om deel te wees van iets groter, kos ons iets. Het kos ons iets. En so wanneer ons as gemeente op 'n plek kom wat ons sê, ons wil graag kyk hoe ons jou versorg. En ons versorging teenoor jou is nie noodwendig, ons het 'n groot gemeente, is nie noodwendig ek wat na jou huis toe gaan kom nie. Maar wat ek een ding vir jou gaan sê is, ek sal altyd van die vooraf, sal ek seker maak dat die woord wat ons vir jou gee, vanuit die woord uit sal kom. En dat ek altyd nederig genoeg sal wees om te sê, dat as die woord vir my sê, Jean, jy was verkeerd, dat ek vir julle sal sê, ek was verkeerd. En ek sal jammer sê, as die woord vir my moet lei, na sekere punte toe, en ek het dit nie gedoen nie. En dan gaan ons goeders doen, en wat ons al begin plek het, is ons vorm disipelskapgroepies. En die doel van die disipelskapgroepies is sodat jy saam met 'n ander groep mense bymekaar kan kom en dat julle saam die woord leer, dat julle saam bespreek oor hoe lyk hierdie goeders, dat julle mekaar help versorg. Dat julle daar vir mekaar, dat julle mekaar ondersteun. Dat ons 'n mentorskapprogram formuleer vir mense wat onseker is oor hulle eie identiteit. Nie 'n koek en klooi weet hoe doen ek huwelik en hoe doen ek kinders nie. Dat ek nie weet hoe hanteer ek hierdie goedes nie en ek sit en ek het hulp nodig, dat 'n mens mense kry en daar inskakel en sê, maar ons wil help om jou te versorg. Ons wil seker maak dat jy bemagtig is met alles wat jy nodig het. Dat jy die dissiplines van die woord begin deel maak van jou lewe. Dis ons hart. Ons dryf nie 'n disipelskapprogram want ons kry enige iets daar uit nie. Vir elke liewe program wat ons doen, is dit 'n las groter op ons normale werkstyd wat ons insit. Elke liewe ding wat ons boonbehalwe doen, is ekstra.
En die groot ding is, ons doen dit nie vir onsself nie, ons doen dit nie want die bestuur gee vir ons skielik dan meer rewards en niks van daai goeders nie. Ons doen dit want ons wil een ding weet, is dat jy bemagtig sal wees. En dat jy môre by die werk Jesus sal kan uitleef met jou hele hart. Want iemand het saam met jou gejourney om dit te kan doen. Iemand wat saam met jou sal journey en sê, maar ek ken nie my Bybel nie, maar hoe lees ons Bybel? Waar begin ons? Dis die hart van die disipelskapprogram. Waar begin ek? Hoe pas ek hierdie goeders toe? Ek het geen sinse manier wat om vir mense daar buitekant te sê nie. Nou kom ons leer jou. Word deel van die program. Kom ons leer jou. Kom ons leer saam in die proses. Kom ons sit bedieninge in plek dat as jy wel in die hospitaal is, dat daar iemand sal wees wat so na jou toe kan kom en saam met jou kan wees en saam met jou kan bid. As jy iemand verloor in die dood, dat daar iemand sal wees wat na jou toe gaan kom en vir jou gaan sê, Jesus, kan ek saam met jou bid? Kan ek net vir jou net iets doen om jou lewe net makliker te maak? Maar hier is die groot ding. Omdat ons 'n prentjie sien van die kerk en hy word gekritiseer, dan is dit John se werk. Van John is aangestel deur die kerk en hy moet die goeders doen en as hy nie die goeders doen nie, gaan kry ek vir my aan 'n kerk. Hier is die groot ding. Ons dink dis 'n club membership. Maar die voordeel wat jy uit lidmaatskap uit moet kry, is dissipline. Is iemand wat jou versorg. Is iemand wat saam met jou gaan stap en vir jou gaan sê, hey, moenie dit doen nie, dis nie wat die woord van jou verwag nie. En wanneer ek uitgaan, is ek supposed om 'n voorbeeld te wees vir jou. En niemand gaan baie opgewonde wees as ek elke Vrydag saam met 'n ander vrou sit en Mug and Bean koffie drink nie. Niemand gaan opgewonde wees as ek ernstig by Barbezoel sit en my 14de bier afdrown en sê ek's nog steeds alright nie. Ek moet 'n voorbeeld wees. En ek moet eg wees in dit wat ek doen. Want dis wat dit vereis word. Om deel te wees van iets groter as onsself. En so swaar as dit hierdie woord is, gaan ek nie regtig vir jou uitgee as jy lidmaat is, sorry, jy's tickets, daar's dit nou godders met jou. En die groot ding is, ek weet nie hoe gaan ek al hierdie goeders toepas nie, en hierdie is 'n nuwe territory vir my. Wat gebeur? Hoe lyk hierdie goed vorentoe? Maar ek besef een ding, is ek kan nooit weer lidmaatskap casually hanteer, soos wat ek gedoen het nie. Ek kan dit nooit meer net sien soos 'n club membership nie. En ek wil hê jy moet vandag besef dat wanneer jy 'n lidmaat word van 'n gemeente, hier of iewers anderste, mag jy verstaan dat die woord vereis iets groter van jou as net sit en loop. En moontlik een van die 20% wees wat ietsie in die offergawe mandjie ingooi. Mag ons die woord toelaat om ons gedagtes te verander. Want die oomblik as ek en jy dit doen, verstaan ons net 'n bietjie meer oor wat beteken dit om Jesus te volg. Nie net te kies nie, maar om te volg. Want hy is nie nooit net geroep om hom net te kies en te sit en te loop en deur die hele week 'n geheime agent vir Jesus te wees nie. Hy is nie geroep vir dit nie. Hy is geroep as iemand wat 'n disipel moet wees, en dan moet jy gaan disipels maak. En as ons wil weet hoe doen ons dit, word 'n lidmaat van die gemeente. Kom ons sluit die oë. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om die woord te kan lees, om in 'n plek in 'n land te kan wees, Here, waar ons hier mag sit sonder vervolging. Maar Here, as ons dan kyk na u woord, Heilige Gees, mag u ons harte roer oor wat u van ons vereis. Here, dan besef ek eintlik het die mense om ons gesit om ons te help om in lyn te kom met die woord. Here, want as ons alleen is en as ons op ons eie aankarring, het ons meeste van die tyd 'n neiging om net te doen wat ons wil. Maar Here, u het ons in 'n gemeenskap gesit van gelowiges om by mekaar te kan kom, sodat ons mekaar kan slyp en skuur en vorm en dissiplineer en aanspreek en liefde leer en te vergewe, sodat ons op die einde van die dag nader aan u hart sal kan kom.
ek bid, Heilige Gees, mag U hierdie woord in ons harte laat groei. In Jesus naam. Amen.